na my ongeluk het ek vreeslik hoe kan mens sê, 'n prioriteit geword vir my gesin. Om dit nou nie te stel as moeite nie. Jy weet, alles het gegaan oor of kan ek daar uitkom en kan Erik saamgaan en is daar plek vir of kan dit en jy weet, is die plek accessible vir rolstoele ensovoorts. En ek bedoel, dis uit liefde uit, maar dit raak na so 'n bietjie, na so rukkie raak jy 'n bietjie gesondskroei deur die aandag. En dis lekker actually om beskiklik is daar hierdie nuwe fokuspunt, Nika Sekiri, wat meer belangrik is en meer ek dink almal is nou so af, ek's right, ek gaan okay wees. Veral met Tessa ook, met ma en almal het baie gekalmeer met haar rond, sal ek maar sê, baie meer laat gaan en net dis okay. En nou is dit lekker, nou fokus ons op die volgende projek en dis Nika Sekiri. Dit is nice, ja. Erik het vir die eerste keer in sy lewe gaan scuba duik en daar het hy so vry soos 'n dolfyn gevoel. En dit is vir my asof daar amper 'n kringloop nou voltooi is. Want net soos die dolfyne wat in sirkels swem, is dit asof Erik se lewe ook in 'n sirkel beweeg, want sy suster wat baie naas aan hom is swanger. En sy noem die embrio wat sy dra, die dolfyntjie in my maag. En die dolfyntjie se naam is Erik. Toe ek in die laerskool was, het ek 'n klein kaktusie gewen. Hy was omtrent so groot soos hierdie ouetjie. In 'n tombola. En toe het ek hom in die grond ingedruk en vir 30 jaar van hom vergeet en toe nou die dag kyk ek onder 'n boom en dis wat daar toe met hom gebeur het. En blykbaar moes daar een of ander iets gebeur het in die lyn dat hy moes skade gekry het of iets. En dis hoekom hy hierdie 2 koppe gemaak het en hy is moer gelukkig hier obviously aan die blom en te kere. So hier wil ek 'n sukulente tuin maak. Iets wat nie, want ons het nie maar 'n bietjie probleem met water partykeer so. Ja, dis die begin. Dis die begin van my wêreldjie. O, hier is my vriend Olaf Bischoff, hy's 'n amazing kunstenaar van sy kuns. Hierdie het die dolfyn se pa gemaak. Dis 'n abstrakte simboliese werk, sou ek sê, met sy hand in en ek dink dis die dolfyn daai. In elk geval sal hom vra as hy weer kom. Sy is eintlik die ene wat oor die algemeen die groter prentjie makliker raak gesien het tussen die twee van ons in afval, eintlik van ons gesin. Sy is een wat sense and purpose kon vind en goeders makliker. Maar ek dink nou dat dit regtig aan haar lyf is en it's consuming her to live tipe van ding. Dink ek is dit moeiliker om dit raak te sien. Dis feminism and chauvinism aside. I mean, dis incredible. Dis 'n mal gedagte om te dink dat jy uit absolute non-consciousness 'n hele being kan opbou binne in jou. Dis absurd. So ek hoop een of ander stadium tref dit dan net dat dit goed is. En dat dit nie dit hoef nie swaarder te wees as wat die lewe al klaar is nie. En ek dink sy sal 'n ongelooflike ma wees. Incredible. En nou dat die dolfyntjie, soos ek hom noem, nou dat hy begin skop en woel en kan ek nie help, of vang ek myself dat ek elke nou en dan sit en glimlag en dink, maar wat is hierdie? Dit is die vreemdste ervaring om deur te gaan, is 'n lewetjie wat binne in jou kom en wat voel hy en wat maak hy meer van wat jy voel? En dit is die bizarste ding, dis amper soos 'n einde van jou eie identiteit op 'n manier vir my. Dis is die lyne tussen jou en iemand anders vervaag heeltemal. So dit is vir my 'n verwilderende gedagte, maar op hierdie stadium begin ek regtig uitsien, ja. Dis 'n bobeen van die baba. Okay. Hihihi. Tessa gaan by haar ma kuier. Sy loop deur die tuin wat haar ma geskep het, vol herinneringe. Dit gaan binnekort anders lyk, want daar is min van hierdie besoeke oor. Altyd is min. Dit is so moeilik om jou te versoen met die verganklikheid van die lewe.
Waar vind 'n mens krag om dit te trotseer? Hallo Tessa. Hallo my liefie. Gaan ek weer jou. Hallo my aapie. Lisa. Dankie. My ma is definitief een van my sielsgenote. Ek glo jou daar's baie mense wat glo jy net een soulmate, maar ek glo jy het 'n paar mense wat deur jou lewe saam met jou gaan en saam met jou bly. En my ma is verseker nog altyd my nommer 1. Sy het kanker al want ek in my 3de jaar was, sy die eerste keer het gekry. Erik. Dit gaan goed, het gaan beter. Sy been is beter, maar het gaan nog ruk vat. Ek gaan sy steke uithaal vanaand. O, dis wonderlik. 1999 het sy kanker gekry vir die eerste keer. En sy sukkel nou daarmee van nou tot nou, van toe af tot nou. En is elke 2 jaar kom dit terug. Dan kry sy chemoterapie en dan gaan dit weg en dan kom dit terug. Maar hierdie keer is dit nou erger. Want sy is ouer. Oeps, die daisies. Nou, dan kan ek het nou lekker hier gemors. Ja, dis nou so ek, hè? Mama, Ja? ek het 'n kop gekry. Ja, sê vir my. Ons gaan dis so 'n flashmob ding wat ons oor in Durban en Kaapstad en Bloemfontein en oral. So al die hoofstede weer. Vir watter maatskappy? Kan iemand ons daar bære? Ja, ek kan iemand maatskappy doen. Dit is Colin Law en Maar wat doen hulle? ons gaan so adverteer hulle? blykbaar is dit so 50's soort van 'n singing groep en dan Ja. spring jy net uit jou stoel uit en dan begin jy dans of sing waar jy wil. So ons gaan 6 mense wie a cappella gaan sing. interessant, Ja, ja. 7 tot 10 in die oggend. 7 tot 10 in die oggend. Wie is wakker? Watter maande is dit nou? Nou net voordat ek Donkerland skiet. O, nog voor Donkerland. Ja. Jo. My ma is my steunpilaar en sy is my beste vriendin en ons het 'n verskriklike nou band. Ons leef naby mekaar. My ma is amazing. Ek was in soveel situasies waar my ma net weet sy met my nou bel. Dat ek nie byvoorbeeld 'n telefoon geld op 'n telefoon gehad en dis 'n student nou so. Kan nou 'n paar my ma weet net. Sy weet net iets is verkeerd. Sy kan dadelik in my stem hoor. So niemand ken my beter nie as my ma nie. Sy is my beste maatjie. Ai, ja, is maar 'n warm dag, hè? Ek het vanoggend was dit so donker. Ek gedog dit gaan reën. en boetse vanoggend. Ja, ek het regtig ook gedog dit gaan Nee, is dalk eens waar. reën, want die wolkies het so opgesteek. Ai. Ek het die bougainvillea laat bietjie sny, want hy het so groei so wild. Ek weet nie hoekom toe ek kom hier geplant in elk geval. Dit is sommer bogtery. in die pad, ja. Gaan dit omloop. Ja, dan so mooi. Dankie. Oeg, ek is so lighoofdig my kind. Ai. Ja. Sit dit hier op die persbankie. Ja, goed. Dit sou lekker wees. Kan ons 'n bietjie gesels. Dis vroue geheime. Ja. Ek sê bly pappa is weer by die desk. Kyk, kakkie. Ja, cute. Jou mooi ding. Ja, nou, kyk hoe spring hy van een kant aan die ander een. Is hy nie dierbaar nie? Go. Ja, die chemo laat my nou weer my are verloor en ek het nou net mooi bygekom van die voriges. Ja, maar dit lyk nou vir my amper of erger as die vorige keer. Ja, maar Ek weet net nie of dit net omdat ma se hare kort is. ekskuus dat jy nou so moet sit en hare aftrek, maar mense sien hom mos jouself nie. Kyk hoe so nat gesweet is ek. En nou wil ek eers weet nog weer van Erik. Mamma's regtig bekommerd. Is sy ouers nie ongelukkig oor Ek is jy verantwoordelik sy was vir sy been? want ek sy been gebreek het. Ja. Nee, maar ek verstaan mos Erik wou doen, hy het homself Ek weet, maar mense het ek was maar 'n mamma. Ja. Nee, dan is ek bly. Dit sal vir my so wonderlik wees om die ouma van jou kinders te wees. Ja. En dink net hoe lekker gaan hulle het so baie om te erf van al die kante af. Al die kunste en die singery en die mamma danse. uithou want ons gaan nog 'n rukkie vat. Ja, nee, ek gaan uithou. Ek hoop nou hierdie nuwe chemo help. Wanneer gaan jy weer huis toe? Nou. Lang plein. Ja, dit is baie hartseer. Jy weet, dit is my altyd swaar as jy huis toe gaan. Nie vir jou.
vir jou, mamma. Dit is baie mooi. Okay. Ai, toch my kind. Wat? Ek sal kyk. Maar staan net eers Ek gaan op die daai keuse. stoel sit hoor. Ek kan nou glad Ons het maar nie net meer. gou net hier nie. Hæ? Sit gou net hier so. Ek kan net so wel so sit ja. Ek voel dit. Okay, vra. Maar wil jy water hê? Ja, asseblief. Ekskuus. Maar ek nou is nou so moeg. Ekskuus julle. Dankie. Maar bewe ook nou 'n bietjie. Dan moet ek gaan lê. Asai. Ja, nou is die kind alweer op pad. Ja, Soos kuiertjies gewoon. is altyd kort. Maar ek sal weer kom kuier. Erik het ook gesê hy wil baie graag kom kuier, mamma. Ja, ag ek sien uit om hom weer hier te hê. Net maar saambring wil jy. Ek wil nie hê dat pa nou vir nie daai ramp gebou het nie. Vir hom daar agter. Ja. So, maar hy sal weer kom uit, maar net is 'n bietjie Ag ongemaklik nee, met sy been ek verstaan dit. En dan Dit by Tessa. vanaand. Veilig ry. Groete vir Erik en sy ma en pa. Ek sal plus sê. Laat my Al die Hollands groete sê. Ja, mamma appie. mooi ry. Mamma. I love you. Love you. Bye my darling. Bye. Bye bye. Papa, love you. Love you. Love you. Love you. Kijk, dat is Daddy. Lia, it's Daddy. Run. Hallo? Hallo. Marie se pad as 'n ouer was nooit 'n maklike een nie. Sy het baie ander ideale vir haar kinders gekoester en sy het op 'n stadium probeer om hulle deel te maak van haar professionele lewe en haar persoonlike lewe natuurlik. Maar dikwels maak jou kinders besluite wat jou as ouer dwing om ook dan jou denke te verander. Marie en haar kinders kuier in Magubas Kloof vir die naweek. Ja, kijk, mijn dochter Anna. Zij is een vrij siliekie. Zij is so gebore. En hoe zal ik nou zeggen? Toe sy so 12 is, toe ruk sy 'n bietjie hand uit. En ek het haar nie geblameer nie, want kyk, ek en haar pa is albei ook maar 'n bietjie hand uit. En ons het al hierdie vriende wat teatermense is, wat kunstenaars is. Met ander woorde, waarmee die kinders groot geword het, was 'n klomp vrydenkende mense. En toe Anna nou 12 is, daar om en by, standaard 5 en standaard 6, toe begin sy daggarook. Saam met maatjies. En Anna met haar vrye siel, she's a free spirit, en sy was nog altyd so, het sy toe eendag, al die kinders het altyd so in Rhodes Park, ons het in Kensington in Johannesburg gebly,
En al die kinders het in Rhodes Park in die middag na skool gaan uithang. En natuurlik as hulle nou ook nie wil skool toe gaan nie, dan bly hulle sommer 'n heel dag in Rhodes Park. Rhodes Park is 'n pragtige park. En toe eendag toe raak sy weg. En natuurlik dis toe sy en ek is besig om my finale eksamens te skryf vir my meestersgraad en sy is weg. Maar hoe voel 'n mens? Mens voel dis ek dink verskillende mense voel anders. Hoe ek gevoel het en ek het gedink, wel, jy weet, hier leer ek nou my les. Hoe om kinders groot te maak. En hoe sal ek nou sê, jy weet, mens bid baie. En die kind is so onskuldig. En die skuldige een is ek, die ouer. Ek kan dit net nie op die kind blameer nie. Die kinders in Johannesburg, dit is 'n groot stad, dit is 'n wilde stad. Dit is 'n stad waar kinders op die straat ontmoet. Jy weet, Kensington is tog 'n goeie area. En hulle het in groepe beweeg, daai kinders. En hulle het almal in Rhodes Park uitgehang. Toe moet ek haar nou kry. Toe sit daar 'n paar missing plakate op, oral in Kensington, met haar gesiggie op. En ek gaan in die park in en ek gaan spandeer tyd met daai kinders. Ek het selfs dagga saam met hulle gerook, net dat hulle van my hou, dat hulle sien wie ek is. En ek het lank gesit en ek het al die kinders mooi uitgekyk en niemand wil vir my iets sê nie. Toe eendag toe kry ek seker 2 bruin meisies, kleerlingmeisietjies daar. En hulle lyk vir my so lekker stout. En ek begin met hulle praat en hulle wil vir my niks sê nie, en ek sien hulle weet iets. Hulle weet meer as wat hulle wil voorgee. En toe sê ek vir hulle, kyk, hier is my telefoonnommer en hier is my adres. En dis hoe julle van Rhodes Park na my huis toe stap, van is tamelik naby. En kom sien my, enige tyd. Toe kom hulle na 2 dae, ag ek kan nie onthou nie, kom hulle by die hek aan. Daar staan hulle en hulle sê vir my, hulle weet waar Anna is. En ek sê, maar waar is Anna? Hulle sê nee, toe hulle kerk toe gegaan het, Sondag, toe sien hulle haar staan in 'n tuin in Elders. En hulle gee toe vir my die tipe van die adres, in watter wijk dit is. Nee. En toe gaan sit ons van daai vermiste plakate wat ons gemaak het, gaan sit ons in Eldorado Park se polisiestasie. En die volgende dag te bel mense ons en sê sy's daar. Ek kry toe vir Anna ek dink dit was 'n week, dit is nou lank terug. Sy was 'n week weg. Toe ry haar pa om haar te gaan haal en al wat ek weet is sy het huis toe gekom. En sy was nie verslaaf aan enige dwelms nie. Jy weet, sy het dagga gerook saam met daai kinders en maar sy was nie verslaaf nie, maar sy was kwaad. Sy was woes. En sy wou nie vir ons luister nie en sy was vir ons kwaad.
ek het groot geskrik vir Anna se hoe sy groot word en hoe sy opstandig word, wat ek ook maar was. Jy weet, dit my geskrik en toe dink ek moet meer soos my ouers wees. Ek moet nou streng word. Ek moet nou sê nee, jy mag nie dit en dit doen nie. En alles wat ek sê sy mag nie doen nie, gaan sy mos nou natuurlik doen, soos wat ek ook maar gedoen het. En maar ek het nou gedog, jy weet, dis nou 'n ouer, ek moet nou maak soos my ouers gemaak het. Ek dink dit was my fout. Jy weet, ek het begin streng geraak met haar. En ek dink dis hoekom sy ook weggeloop het. Is dit gesê, ek sê jou wys wat ek kan doen. Jy weet. Sy en haar kinders is so eners. Hulle is vrygeeste en verwonder hulle aan dinge soos die blink blare en sonspatsels in Magubus Kloof. Ek het nou gesien dat Amber regtig ernstig is, dat sy wil 'n sangeres word. En toe het ek gedink, kom ons begin deure oopmaak. Kom ons kyk waantoe ons beweeg met Amber. Ek het toe daaraan gedink om vir haar eers aan iemand soos Vicky Sampson voor te stel. Vicky Sampson wat 'n groot naam gemaak het met haar werk. En laat Vicky net vir haar 'n bietjie vertel van hoe dit nie maklik is om 'n professionele sangeres te word. Jy moet baie werk insit, jy moet baie tyd insit, jy moet werklik weet dat dit is wat jy wil doen, want dit is harde werk. Goeiemôre Amber, dit is so goed om jou te ontmoet. Hoe gaan dit? Goed met jou. Ek is Amber Swartz, ek is van Elandsbaai. Ek is so happy, die trip was baie gevaarlik. Ek is Vicky Sampson en ek is baie bly om jou te ontmoet. Ek hoor jy het 'n lang rit gehad om hier te kom by ons van Elandsbaai. Yes. Amber, dit is so aangenaam om jou te ontmoet. Ek het gehoor dat jy belangstel om 'n sanger te wees. Is dit waar? Ek wil 'n sanger word. Dit is my baie grootste droom om 'n sanger te word, maar ek weet nie wat by jou sit als nie. Nee, want ek kan nou vir jou sê, ek is mos nou al hierdie jaar is ek eintlik 30 jaar in die bedryf as 'n professionele sangeres. Ek het eintlik eers begin sing in 1983 en ek is eintlik uit die Kaap uit vir die eerste keer in daardie jaar. En ek was al Swaziland toe, Botswana, ek het meeste van die plekke in Suid-Afrika al gewoon en gesing en so aan. Maar ek is nou weer terug in die Kaap. So jou siel, daar moet iets gebeur in jou siel. As jy 'n liedjie hoor of as jy musiek hoor of as jy jou stem gebruik. So hoe voel dit vir jou? Dit voel vir my baie opwindend. Dit voel vir my dit is ek wat daar is en so dit is baie, hoe kan ek dit stel as awesome. Het is awesome om musiek te hoor wat so. Maar voel dit vir jou asof dit is waar jy behoort wanneer jy nou sing en so aan? Yes. Want dis hoe dit is vir my mees van die tyd as ek op 'n verhoog gaan of ewen soos op televisie en so aan en ek moet sing. Dis nou iets wat vir my die mees natuurlik voel in die lewe om te doen. En ek dink die Here het vir my baie was baie goed vir my al die jare dat ek nou nog tot teen hierdie stadium nog sing en kan geld verdien en so aan. Maar dis eintlik dit was baie keer was dit nie so maklik nie. En ek is seker jy weet mos nou want jy kom van 'n agtergrond wat ek weet ook. Dus ons het eintlik dit baie in common want ek was mos nog nie gebore in Hanover Park nie, maar ek het gewoon daar tot 1983 toe ek uit die Kaap uit is vir die eerste keer. Maar dit was nie altyd so maklik nie want omstandighede en my ouers was geskei toe ek 12 jaar oud was en ons het so bietjie af en toe van plek tot plek getrek en so aan. Maar ek dink vir my was dit altyd my begeerte toe ek sien hoe mense reageer wanneer ek sing. En hoe dit vir my laat voel, want dit maak mense gelukkig
op partykeer kan dit mense eintlik 'n bietjie, you know, as jy 'n bietjie sad voel en jy weet mos dan kan 'n song vir jou Yes. meer laat sad voel en so aan. So dit was vir my, ek dink dat ek nog vandag hier sit en daarom wat ek vir jou vra, wat gebeur as jy sing en hoe belangrik is dit vir jou dat jy nou teen hierdie stadium van jou lewe, want jy is nog baie jonk, wat jy voel, jy wil miskien dit doen as 'n professie. Nou sê nou vir my, jy weet as ek een van jou mentors gaan wees, dan moet jy nou vir my 'n liedjie sing asseblief, of net so 'n paar lyntjies, want ek wil nou eers hoor, kan jy eintlik sing? Okay. Ja. Kan ek besing? Ja, jy kan sing. Jesus, schepper van die hemel en die aarde, schenk my genade en kom woon nou ja, kom woon nou in my hart. Ek is hier, Heer, en alles wat U is. Want daar is niemand, net Jesus alleen. Jesus, ons skyn, luister na my. Sjoe, maar jy kan nogal sing. Thank you. Die license om te sing, Amber, nee, ek is baie beïndruk. Dis waar, want jy weet baie mense dink mos nou hulle kan sing. Hulle sê hulle kan sing, want hulle ouers het vir hulle altyd gesê, jy kan sing, en nou vriende en so aan, maar jy kan nogal regtig sing, jy het 'n fantastiese kwaliteit in jou stem. Dit is baie sterk, maar ek kan hoor, daar's 'n bietjie van 'n probleem met jou asemhaling, dis mos nou belangrik, want jy kan nie in die middel van 'n lyn gaan stop nie, en so, met training nogal, ek dink jy kan regtig iets goed bereik in jou lewe, en as jy bereid is, dan is ek bereid om vir jou te help. Okay. Sal jy daarvan hou? Oh, dat is fantastisch, yes. Ja, maar dan gaan jy moet bereid ook wees om 'n bietjie daaronder te begin. Fantasties. Jy kan maar sing hoor. Dis wonderlik om jou te ontmoet. En ek sien jou maar weer. Bye. Bye. Storie daaroor geskrywe en Pieter se netwerk begin verstrek. Hy besoek die doyen van kinderprogramme om uit te vind of daar vir haar plek in Philippolis kan wees met haar poppe soos Haasdas, Pumpkin Patch, Minamoo, Benny Boekwurm en Kidio, waarvoor sy 'n internasionale prys verower het. Dan is 'n professor Fossie. Pieter, weet jy, ek is so mal oor 'n begin van 'n ding. En om deel te wees van 'n droom. Want ek het al, toe ek my eie maatskappy begin, toe ek gegaan na Volkskasbank toe om R500 te leen, toe weier hulle. Toe gaan ek maar net aan sonder geld. En op die ou end het ek gesit met 40 mense wat vir my werk. En ek het 6000 kinderprogramme gemaak. En as mense wat ek geleer het in die lewe, ek wil nie klink soos 'n ou tannie wat nou raad gee nie, dis nie raad nie. Hulle sê the worst ervaring. Ervaring. Jy weet, die ding is net, ek glo aan DDA, en dit het niks met 'n politieke party te doen nie. Absoluut. Dink, droom, doen en aanhou. Ja, absoluut. En hierdie ding van jou is so fantasties om in 'n gemeenskap soos Philippolis, waar jy die wonderlike wil het, om daar werk vir die hele gemeenskap te skep en brood op hulle tafel te bring, want dit is wat ons land kort. Absoluut, en ek wil vir jou sê, Louis, dat dit is ongelooflik om iemand met van jou kaliber aan boord te hê en met nog soveel entoesiasme wat jy nou alles wat jy gelewe het en alles wat jy al bereik het, nog soveel energie te wil hê en passie om ander mense te wil help. En ek sal baie graag hoor van watter nuwe karakters, hoeveel boeke wil hy nog uitbring, waar staan jy, dan kan ons sien hoeveel, hoe kan ek sê, werk kan ons skep as vir die vervaardiging van jou produkte wat bydra tot jou stories in alle ander lande. Vertel my asseblief 'n bietjie meer daarvan. My eerste boek in Amerika kom nou uit. Ek bedoel, daar is al 'n ander boek van my wat daar gepubliseer is, maar dit was plagiaat. Okay. 100% plagiaat. Reg? Ja, reg, ja.
Maar my eerste ander boek kom nou daaruit, vol karakters. En ek het hom nou net gestuur en ek het nou ook hierdie week gehoor die manuskrip is aanvaar en ek moet nog 'n opvolg van 3 skrywe. Yes. En jy weet, dink aan die Amerikaanse mark en ek weet nou nie so baie van die geldsaake nie, maar is dit dan nie iets soos 'n R10 op 'n dollar of 'n ding? Ja, nee, met die wisselkoerse wil dit is met soveel met die populasie is so groot. Ja. En ons kan 'n baie groot aksie begin in Philippolis. My boeke kom daaruit en ons voer poppe uit, want weet jy wat maak my so hartseer? Ek het in Suid-Afrika as daar nou boek uitkom en hulle wil nou poppe hê, baie maatskappye doen dit. Jy kan dit sien in die winkels. Daar's nou 'n boek of 'n verhoogstuk en hulle nou die poppe hê. Dan laat hulle die poppe maak in China. Ja. En dis kinderarbeid. Absoluut. En daardie arbeid kan ons hier doen. Ja. Hulle betaal omtrent R15 tot R20 tot R25 'n pop in China. Dit kom hier aan, hulle verkoop dit hierso vir R100. Made in China. Ja. En ons kan na Amerika toe uitvoer. Made in South Africa. Natuurlik. En dan skep ons al die werk. En elke keer as ek die poppe sien, ek kyk altyd na die etikette. Made in China. Absoluut. En dit kan ons en dit dink ek hoeveel kinderhandjies het nog gewerk aan hierdie ou poppie. Dan bloei my hart. Verseker. Vir 'n pop het ons patroon nodig. Ja. En die mense is hier. Ek is bevoorreg dat John Verster, hy teken my boeke en ek het van sy tekening oorsee gestuur, hulle is mal oor sy sketse. En hulle kan lekker saamwerk. En dan maak as die poppe net in die begin, dan gaan dit uit soos vinnig. Botteltjies op 'n voerband. Ja. En ons stuur dit oor see en die boeke word oor see versprei en so aan. Ja, ek glo dat die aanvraag gaan so ongelooflik wees as haar eerste boeke uit is. Ek dink ons koppe gaan spin. Dis wat ek dink ons moet reg wees vir iets. Ja. Ag, soos enige maatskappy gebeur dit maar en 'n mens moet sterk wees. Dit begin en dit groei, dan kry jy weer mense weer 'n knou, maar dan glo jy net aan jouself en dan gaan jy weer verder. Kellogg's Cornflakes het in 'n huis begin met 2 broers wat dit begin het daar. En hy het toe die Kellogg's het hy toe op die boksie geskrywe. En dis dieselfde Kellogg's wat jy vandag sien. Vandag is dit 'n groot wêreldwye ontbytvlokkie. En daar neem jy nou byvoorbeeld Mrs. Ball's chutney. En hoeveel teenslae het sy nie gekry nie. Sy het dit in haar kombuis gemaak op haar swart skoolstoof. Ja. En baie mense sê hele maatskappy sou sukses gewees het as hulle net aangehou het. Ek het ook baie gesien met ons besigheid op die oomblik dat ek is baie interessant dat jy sê mens moet net glo in deursettingsvermoë. Ek dink dit is al wat jy regtig nodig het, want ek dink dit is 'n baie aantreklike, nie aanloklik nie, maar aantreklike eienskap om deursettingsvermoë te hê en dit wys ook integriteit. En te glo aan jou droom. Ja, en dit wys dat jy van die begin af geglo het. Ja. En dit is ook ding wat ek glo, 'n eienskap wat die samelewing, ons land, maar ook die wêreld nodig het op die oomblik. Pieter, en weet jy, ek het nou vir Simone Zanra ontmoet. En ek dink jy het 'n wonderlike pasmaatjie wat helder in die kop is. En julle twee saam kan die droom so waar maak. Ja. Ja, nee, absoluut. Ja, ek sien baie uit hierna. Beautiful. Ja, Pieter. Ek dink aan my gelukkige jeug. Jy weet daar in die groot huis in die Parel met die klomp vrugtebome en al die roosbome, 'n pappie my pa wat heeltyd klavier speel en mammie wat vir ons stories vertel. My pa en my ma het altyd geglo niks is onmoontlik nie en dis eintlik die mantra van my lewe. Niks is onmoontlik nie en ek glo so aan die droom wat jy het. Baie dankie. Aanvanklik het Nieke ook 'n groot bydrae gelewer aan die geboorte van Blou Blou. Want sy was so 'n integrale deel van Erik se reis na die Fratsongeluk.
ons het nou my oupa wat Erik was, my pa wat Erik wat Erik is en die klein dolfyntjie wat Erik is en die dolfyntjie is nou op die vlak waar ons almal eintlik wil uitkom, is waar jy vlieg, waar jy vry is aan die einde, waar jy nie gebonde is nie, waar jy siel is. En Erik is op pad soontoe. So die hele wat noem mens dit? Die volgorde daarvan is ja, dit is nie lineair nie, dit is onmiddellik. Ek dink aan water. Water, lig en hemel. Water is magic. Is absoluut magic. Nieke, ek dink nou aan jou dolfyntjie wat in jou baarmoeder so rond swem, né? Water is wonderbaarlik. En ek dink wonderbaarlik en magies. En ek dink regtig water is ewig. Ek dink dis waar alles begin in die water. Erik, jou storie begin ook in die water. Nie waar nie. Maar dit is eintlik die watertema is wonderlik want dit is nou eerstens goed waar jy gebore is in die water, waar jy gehang het en dan waar jou groot transformasie gebeur het waar jy nek gebreek het, is ook in die water en dan waar jou heling teoreties weer vandaan kom is ook weer in die water. Is en waartoe jy op pad is dan verskil. Angelique se lewe moet noodwendig voortgaan. Maar haar familie het baie onbeantwoorde vrae. Haar stiefpa Johan worstel om hom te versoen met sy seun se dood en spandeer baie geld en tyd om die ongeluk te rekonstrueer. Dit is bitter moeilik vir 'n ouer om vrede te maak met die dood van 'n kind. Elkeen se reaksie is verskillend. Sy vrou Louise verkies weer om geen besonderhede van die ongeluk te hoor nie. Kyk, ons was so 10 kilometer buite Leeugamka gewees. En agter hulle gery, is dit uit nêrens uitgekom nie. Die bus het net van voor af gekom, band gebars. En toe ons weer kyk, is ons langs die pad besig om so veel mense te bel, ambulanse kom aan. Ek meen, dit was al so vinnig verby gewees. Dit is net uit nêrens uitgekom nie, regtig. Soos dit was 'n split sekonde, dan was dit verby gewees. Nee, ek het nie die mense ry mos maar verby baie trokke en busse, so ek het nie spesifiek opgelet op die bus nie. Ook nie die ongeluk gesien aankom nie, dit was maar split sekonde en toe kyk ek aan die kant toe en die res was maar net 'n swart. Ja. Ja, nou, hy is dood omtrent 7:15 die aand. Dit was nog helder lig want dit is taamlik ver wes in ons land daai pad. So dit was nog helder lig geweest. En hy het omtrent 12 SMS'e daai dag vir sy vriendin Dante gestuur. En die laaste een is 10 minute voor sy dood gestuur. En een van die SMS'e het gesê ek ken nie presiese woorde nie, maar iets in die lyn van I'm feeling funny. Either I have chicken pox or I'm in love. Ek het gestap na die kar toe klim die meisie obviously uit, want sy was fyn. En toe het hy maar vasgesit in die kar, so ek het hom probeer uit die kar uit kry, maar obviously to no avail. En ek kan nie vandag onthou nie. Ek wil ook nie. Ja. Wel, dis maar soos jy is geskok en dan moet jy nou maar dink wat om volgende te doen, want jy kan nie daar staan langs die pad en nou maar wonder oor soos, wat moet ek nou hier doen? Gaan ek nou net hier staan en soos niks doen? Nee, jy moet maar die regte mense bel om die situasie te kom uitsorteer.
Ja, ek het so 'n drankie gestort langs die pad. Vir my het dit eers my getref so 'n paar dae later toe besef ek eintlik wat nou gebeur het. Ek meen dit het my nogal so 'n rukkie gevat om verby dit te kom. Ek het nog nooit so iets in my lewe ervaar nie. Ek meen dit was nou nie was glad nie maklik geweest nie, maar ja, seker maar hoe die lewe werk. Die uitspraak was dat die bestuurder van die bus is skuldig bevind aan strafbare manslag en hy is gevonnis met 5 jaar tronkstraf. Hy het geen vorige veroordelings gehad nie. So die buseienaar is toe op die ou einde nie aangekla nie. Jy kry nooit closure oor so iets nie. Want dit is 'n verstoring van die natuur. Die natuur sê die kinders moet na jou doodgaan. En Baruch was iemand wat energie in ons lewe ingebring het. Maar waar ek wel closure gekry het, is ek het gevoel dat dit belangrik was dat hierdie ding deur die howe moet gaan en dat mense skuldig bevind moet word. So ek was in daai opsig was dit vir my closure, maar nie in die breër opsig nie. Dit sal ek seker maar, ek dink ouers wat 'n kind verloor kry nooit regtig closure nie. Groot opgewondenheid heers in die Gurd huishouding. Trevor kan huis toe gaan. Hy maak sy goed bymekaar. Hy is soos iemand wat uitboek by 'n hotel of iemand wat op die volgende skof van 'n reis vertrek. Na 'n plek waar hy nog nie van tevore was nie. Daai bottel los ek net nie. Vir 'n kind. Weet jy hoe kom jy? Nee man, jy moet hier bly. No. Ja, nog 'n paar dae kan jy bly tot Saterdag of Vrydag man. Ja, ons is dan klaar met die hospitaal. Hy is gretig om te vertrek. Maar soos altyd is daar vorms om in te vul. Dokumente om te teken en 'n finale ondersoek. Ten minste is dit die slag met 'n nuwe, gesonde hart. Ons moet net gou al jou medikasie opskryf. Een laaste lys van moeds en moenies word voorgeskryf en dan die oomblik waarop die Gurds gewag het. Trevor kan die eerste dag van sy nuwe lewe begin. Ja. Ja, you're welcome. Dis Simone Zandstra, ons creative director en my vriend. Goeiemiddag Simone. Met 'n naam so Zandstra en daardie aksent, bespreek ek iets van Nederlands daar? Ja, dat klopt. Dis inderdaad. Nou, Wilhelmus van Nassau ben ek van Duits en bloed. Ja, dat klopt. Ja, dit maak dinge sommer makliker as jy dieselfde taal kan praat. Marie, my negie het vandag kom afskeid neem van my. Jy gaan weg. Presies waarheen gaan jy? Ek gaan 'n reis. Jy weet 'n reisiger wees. Wat 'n wonderlike vryheid is. En wie weet wat kan gebeur, nee? Ja. Dis so exciting.
'n kat vat nie goeie direksie nie. Dit was Chris se laaste waarskuwing aan ons gewees. Gesê baie sterkte, onthou net katte vat nie regie nie. En mense, ek weet dit is obvious, maar mense vergeet dit. As jy wil net die kat moet van soontoe tot soontoe loop, is dit nie so simpel so sit hom daar neer en hy loop soontoe nie. Hy sit hom daar neer en dan loop hy soontoe en hy loop soontoe of hy lak homself. So dit was nogal interessant geweest om 9-10 mense in 'n kamer te hê wat almal probeer om 'n kat se aandag te kry aan die een kant en die ding gee net so min om, dis nie snaaks nie. Toe gaan ek na die Rolling Stones afterparty, toe dink mense ek is Kevin Spacey. Wat het ek daar staan? That's him! Die mense kom... Ek hulle my handtekening, ek het landplaas handtekeninge uit. En ek hoef nie Poeksie Woeksie te skryf nie. Hy was toe reeds so siek geweest. Ek weet ons was daar by hom geweest, Quentin was ook hier. Ons mag nie eens ingegaan het om met hom te praat nie. Ons het nog buite gestaan en net vir hom gewaai en hy het nog so sukkel om sy hand op te lig en het gegaan. Dis al. Nou. Al was ek klein en sonder maag, motiverend maak. Van dooi is weer mens, ek gereik na my wens. Ek voluit gegaan, ek vreesloos gemik na die maan. Ek sal alles weer gee, selfs al gee my droom elke keer meer. Ek wou probeer tot my skande of eer. Ek wou reis sonder grens, gryp na my wens. Ek sal probeer tot my skande of eer. En ek sal weer reis sonder grens, gryp na my